Op ons bord lê baie ligte gerookte springbok rugstring. Ons het hom met 'n klein bietjie spesery gesmeer voor ons hom gerook het. Definitief nie gaar nie, maar net daai klein bietjie rookgeur wat ons het. Ons gaan hom baie eenvoudig vandag maak. Ons gaan hom eenvoudig in 'n pan gaar maak, definitief nie te gaar nie. En dan gaan ons 'n eenvoudige wrap bymekaar sit. Wildsvleis val vir my baie keer in twee verskillende kategorieë. Een is waar ons wildsvleis wil gebruik en ons wil definitief die smaak van die spesifieke wild identifiseer, want dit het 'n unieke smaak en ons wil dit proe. Ander keer is dit net om wildsvleis te gebruik in die plek van ander tipe proteïene. 'n Hoender, 'n bees, 'n skaap. Baie keer is al ongelooflik baie wildsvleis wat in jou yskas rondlê of iemand gee vir jou wildsvleis en jy weet nie altyd wat om daarmee te doen nie. Begin dalk om normale geregte wat jy elke dag maak of goed wat jy baie gebruik, begin om wildsvleis te inkorporeer binne in daai geregte en so sal jy sien dat wildsvleis baie vinnige plek gaan kry die meeste van dit wat jy by die huis doen. So kom ons kry daai wild gaar. So, wild, ons gaan hierdie net in die helfte sny, so dit aan die pan kan pas, baie eenvoudig. Ons het sommer 'n grillpan wat ons gaan aansit, en ons gaan baie eenvoudig net daar gaar maak. Onthou altyd, met 'n grillpan, moenie olie binne in die pan gooi nie, anders is daar te veel, ons sal reg net 'n klein bietjie olie bo op die vleis gooi, voordat ons hom in die pan sit. Gee daai pan 'n klein bietjie tyd dat hy mooi warm word. As die pan warm is, gaan ons daai wilds insit. Soos julle kan sien, het ek al klaar begin om nog te verskillende goed te sny. Ons het 'n ongelooflike mooi baba tomaties in verskillende kleure. Ons het avokado, peer. Ons sal ook 'n bietjie van hierdie rooi eie bysny. Dit is 'n rooi spring onion. Ek dink dit is 'n fantastiese produk en jy kry die beste van albei wêrelde. Jy kry daai soet van die rooi ei en jy kan dit rou gebruik. En dan kan jy dit by jou wrap sit. Kom ons sny dit lekker klein en binne in daai wrap gaan. Interessant, as jy hierdie dis maak, as jy nou hierdie gereg vat en jy sit daai wilds by, jy doen vir hom 'n goeie slaai sous, het jy 'n ongelooflike lekker slaai ook. So die moontlikhede is nogal baie met die ene. 'n Klein bietjie chives. En hier het ek 'n ongelooflike lekker produk. Ons noem dit 'n chili and onion crunch. Nou eintlik al wat dit is droë chili flakes wat gemeng word saam met 'n klein bietjie eie poeier en garlic poeier en knoffel en natuurlik 'n klein bietjie olie. En dit is een van my ongelooflike smake. Dit is nie te warm nie. Hy verleen 'n hitte en soos ek sê, daai klein bietjie van 'n crunch wat jy bysit. En dit gaan deel wees van my slaai sous wat ek vandag gaan doen. So ek gaan hom sommer klaar deurmeng. Een laaste bestanddeel wat ek wil bysit is 'n agurkie, 'n gherkin. Hier begin al hoe meer vir my na fantastiese slaai lyk. 'n slaai sous, interessante slaai sous wat ek wil gebruik. Ek gaan 'n Caesar dressing gebruik. Nou 'n Caesar dressing het 'n klein bietjie anchovy in. En definitief iets wat ek mal is oor. Nie almal is mal daaroor nie. So as jy weet jy dalk een of twee gaste wat nie daarvan hou nie, hou dit op die kant. Ons gaan definitief slaag 'n klein bietjie van daai bygooi. Ek wil net vir 'n klein bietjie asyn by hê. Titsel, olyfolie. En ons is amper reg. Ek dink ons pan is warm genoeg. Kom ons kry daai wilds, vul dit binne in die pan. Jy kan sien as jy in die pan kyk, so ook vir hulle wys met die ander hoe die amper begin verkleur het, daai klein bietjie van die rook wat definitief goed is wat jy wil sien. Hierdie kan definitief gesny word ook as 'n carpaccio of selfs as 'n tartaar. Dit sal reg baie goeie dis maak. So, hou dalk een en dis dalk die voorreg wat jy bedien vir jou gaste. Okay julle, daai springbok is reg.
Soos altyd, maak seker hy rus vir 'n klein bietjie. Ons het die pan afgesit, maar ek wil tog hierdie wrap 'n klein bietjie warm maak. So ons gaan hom slank in die pan sit, net om warm te word. En dan gaan ons slank ons salsa meng. Ons maak seker ons sny hierdie baie dun. Sodat as jy hom byt binne in jou wrap, nie sukkel om deur die vleis te byt nie. Jy kan hom ook natuurlik in reepies sny en hom so gaar maak. Ek dink net hierso verloor jy niks van daai sappigheid van die vleis deur dit so te doen nie. Ons gaan sommer mekaar sit op ons bord en salsa wat ons gemeng het. Ek maak altyd die fout om hulle te vol te pak. Daar het ons 'n wrap wat ons gemaak het met 'n klein bietjie van ons springbok rugstring. Iets wat jy alledaags kan gebruik en iets wat jou kinders dalk se gunsteling gaan word. So, geniet hom.